Dis nie Jesus. Ons is klaar verkoop. Ons hele lewe net een saak. Jesus Christus. Hy wil al die plek wees. Oral met sy deugde en verlossingsdade verkondig word. Jy's dit en jy's dit en jy's dit, om sy verlossingsdade in die wêreld. Sy deugde in die wêreld te verkondig. Jy weet dit ook, God vraag nie vanmorgen vir jou, om op my prediker te wees. God vraag eindelijk vir jou. Sê ek in die wêreld, dat jy was in die duisternis. En God het jou uitgelig, en in sy wonderbare lig. Sê Jesus het dit vir jou gedoen. Dit gaan oor Jesus Christus en sy gebeur in my lewe. So getuienis van God se betrokkenheid en God se verandering. God praat met hom deur sy Gees. Maar iewers kom hy by jou in. En dan kyk hy en sien hy. Hier is hulle. God se mens. Jy is dit en dit. Om die verlossingsdade die deugde te vertel van hom wat jou gered het van die duister tot sy. Wonderbaar. Is dit nie maar? Kerk. Kom ons sê die kerk, wat is kerk? Dis daar die wonderlike skepping wat God self gemaak het. Sy seuns en sy dogters. En hy het 'n magtige werk gedoen. Hulle was barbarooi, hulle was moeskiete in die lewe, hulle was niks nie uitvaarsels, of wat genade uitgeplek en maak het sy goed familie. Die mense hulle daar in die sê, hier is my priesters, dis konings, ek gee mag en gesag aan hulle. Hy heilig hulle lewe, hulle lyk anders, hulle doel beskeel nie meer die God se God. Hy skryf nie in die mense in sy nasie, hy sê, kerstluchtig. Hy sê, kryp ook nie weg, nie, hy is daar. Jesus is slawe, jy sukkel om te lewe. Maar jy is daar. Jy is daar. Jy is in elke straat, jy moet in elke huis, maar jy sit op die standplaat, jy is daar. Jy is daar, wat een klein aardse, voor die eerste van sy verkondig word, met sy verlossingsdade. Hoe weer, die strate van die aardse. Jy kan nie terugtrek nie. Jy is daar, jy mag ook nie wegkrijg. Kerk is roeping geworden, is waar ek? Het is wonderlijk om een taak te hebben. Het is wonderlijk om een simpele leven te hebben, om iets te doen in die leven. Het is baie wonderlijk. Ek het die historie al vertel, maar ek wil hem weer vertel. Ek was vir 18 maanden pastoor in die Universiteitse gemeente, so 4 jaar terug, terwyl ek by die college was. Die eerste kerkjaarsvergadering wat ek bywoon, toe is daar 2 of 3 briewe van kerkjaarslede wat bedank het. En dat is nie daar. En hy geef my die 3 briewe en sê, hier is die kerkjaarslede wat bedank het. Ek sê, nie geef my die briewe ons aanvaard nie. En ek rijd toe na die kerkjaarslede. En een van hulle was van Martin Gous. Martin Gous is 'n burgemeester in Oos-Transvaalse dorpie. Met afgetreden op die rand genomen. En ek gaan nou Martin Gous en sê, Martin, ek het die briefie gekry. Maar ek wil net vir jou sê, ek sal die briefie in die ewige mooi vat. Hy sê, hoe kan jy nou nie vat? Ek sê, Spreuke sê, hy wat ons slap gedra, is 'n tweelingbroer van die verwoester. Jy bedank van nie. Jy bedank jy, want so waar as jy lief as jy gaan bedank, sê jy voel hoe mooi in jou geestelike leven. Want 'n man se behoort is, sy toewyding en energie vir God. Ek sê, wat dan nie. En dan maak jy gauw sê vir my, nou maar, sê jy nie my wat te sê, wat is ek? Ek sê, jy is so ouderlik, jy is 'n verstand van God, ek sê jy. Die dag toe weggaan, toe ek 10 gesinne vir hom Martin gegeen. En hy so pastoor wees oor 10 gesinne. En met die huiskerk in sy eie huis. En as hy groot probleem gekry het om Martin met 'n tydjie gebel en sy huis saam. Dan het ons iewers by huis die groot probleme vasgesit. En Martin het sy 10 gesinne gevat.
Jy sien, ek het nie geweet nie, maar Maarten nie kanker gehad. En een middag het hy geval op die sypaadjie. En hy onder die einde weer geval op die derf. En die skoolsien het hom opgetel en om hy weer getrek. Maarten is hospitaal. En ek was laat aan by die hospitaal by hom. En hy sê van Maarten, hoe gaan het jou? Hy sê, nee, ek het 'n pastoor en hy het my geleer. Sulke mense soos ons verloor nooit nie. God is met ons. Volgende oggend 6:00 was nog donker. Toe sy weer by die hospitaal. Toe sê hy, Maarten, is rustig. Maarten is weg. Ek het al in die aande gesê, God verwag van jou baie. Wanneer sal ons pastoor wil het vir ons net maar te sê. God sê. God sê. God sê, jy is hier gekomen met jou lichaam en jou geest voor te keer. Dis nie met jou team bestuurder van die sister. Jy is geworden bestuurder van die lewe en die eienaarskapse by God. En die bestuurder maak my eienaar sê. God is jou baas geworden. God is jou baas. Dit maak nie saak wie jy is nie, waar vandaan jy kom nie. God is jou baas as jy sy kind is geworden. Kerk is die lichaam van Christus. Hy is die woord, maar hy besit ons. Hy besit ons totaal bestaan. Jy sien het. Jy sien het. Ek was hartseer van Maarten Gous. Maarten Gous sal my nooit verweer. Want hy ewig niks ons. Maarten Gous is nooit te verwerk aan my wees. Eendag van Maarten Gous loer my dwang. Maar hy het met sy studie gehad. En die warm sonker. En ons loon is by die Here. By die Here vanmorgen. Dis kerk. Dis kerk van die Here. Dis die lichaam van Christus. Dis nie iets, dis nie op die toonkas nie. As hy kom is die kerk. As ons niks van die kerk hoor nie. Die kerk is knap. Ons julle lewe is God. Dis sy saak. Dis kerk is. Ons groot en nie vermoor. Die goedjies wat ons met ons mekaar ons met mekaar maak. As die goed wat ons gehoord het. Ons saak is groot en nie vermoor. Die Here is saak. Daar sê jy wat groot is in die school. En soos ons weer in een skakel. Want roep aan my God in een skakel. Wat ons groot en machtig. Ek weet af met Baptist, weer mense bid, ek weet nie hoe jy video gesien het, oor gebed, en dan, ek probeer nou, weeklie wat hy daar sê, probeer ek demonstreer, en ons sê, trompet te berg en oor, en dan, bid ek en sê, Heere God, help vir trompet, want trompet het sy werk verloor, en dan sê God, kom sê jy vir my, ek weet wie dit sy werk verloor. En dan probeer ek weer een keer bid en sê, Heere God, soos u weet, wie dit sy werk verloor. Wat wil u hê, moet ek vir Piet doen? Dan sê die Heere, vat 100 en kook in die leesbaar. Dan stap jy na Piet toe en sê die Piet, die naam van die Heere, hier is 100 se leesbaar. Ons wil God plaas as in lief. Sê, Heere God, red ons tot op. Hulle is verloor. Kom sê nie vir hom. En kom sê, Heere God. Ek weet en nie weet. Hierdie mense ken nie.
Wat sê jy, wat moet ek maak vandag? Wat moet ek maak? Dit is wat Paulus sê in Efesiërs 1:23. Hy sê, hy is hoof van die liggaam. Die kerk is sy liggaam, hy wil daar sit en krag en dinge hê. Hy sê, maar, die liggaam is nie vervuld. Dis een heilig. Mama, die vertaler sit aan die woorde om in die saak te woorde te bring. Want enkele is die woordkeuse iets in dit. Christus, die kerk is Christus se droom, is Christus se volmaak, is Christus se vervulling. Ons die vertaler, ook in die kerk, Christus volmaak. Eindelijk is die storie. God laat sy droom, Christus laat sy droom, die kerk verwezenlik. Die kerk, dat hy alles wat hy gebeur. Ons is sy kerk. Prys God. Prys God. Het is slecht om onderwerp te wees. Wij is slecht om onderwerp te wees. Dat is wezenlijk, waarom? Wat is het? En wij is slecht om onderwerp te wees. Wij is slecht. Prys God. My pa en ma het op 'n keer gekom en is in Kalahari gekom. En toe het op 'n keer kom toe geloof op sy genees weer. En ons daar op die plaas, ons was 150 kilometer van die dokter. Het hulle gat gegrawe en al die medisine die gat gegooi. En toe het ons een goddelike geneesing gegloed. Wat beteken dat ons het gegloed, ons drink nie een pil nie, ons drink nie medisine nie, niks. My pa en ma was het keer uit elkaar. Ek moet nou s'nachts gaan staan, beteken my kies net so van tankpijn. Dan sing my pa langs my bed. Oh my trou, ja Jesus, oh my trou, oh my kies is net so. Baie skerp. En toe het hulle 2 kinders. En na die 2 kinders, die 2 die gebore is, toe sê die vir die bevalling is, maar die dokter kom en die dokter sê, jy mag nie nooit weer 'n kind hê, die lewe, die moet geopereer word. Toe sê my pa en ma, dit sal die dag wees ons in God se mens. Toe is al 2 die kinders dood, al 2 die motorongelukke dood. My pa en ma se kinders is gewees. Toe laat hulle nie opereer. Toe sê ek aan my tweede broer gebore wat in bediening is. Nog op moet wat in bediening is. My suster wat na die Here by die Here. Ek het 'n manier oor myself te dink. My vier te leer. Woord van God. Maar dit is nie waar alleen van my lewe nie. Dit is waar van elkeen van ons lewe. Ons hele lewe van geboorte moet aan God kan word. Die langs die pad gee ons hart beheer. Dit is wat vir ons hier is. God se volk. En eendag gaan ek van my mense uitmond. En God se heerlikheid wanneer die laaste woord spreek in die laaste dae sal mense sê kom in my geseënde. Verweinig was jy getrou beveel sal ek jou aanstel. En hy sal God aan ons die tafel neem en hy sal ons bedien. En ons sal hoor ons van die man oor 5 stede sal oor 5 ponde sal oor 5 stede lig. Jy ken ons dit. Ons by die Here, kom ons by ons môre God. Kerk van die Here.
dienaars wil jou oorwissel. Priesters van ons God. Ons is in staat. Here, ons hoor wat jy sê. Ons hoor met die praat, en soos Israel en Exodus 19 gesê het, vir Moses, dis reg. Ons hoor wat God sê, ons val in wat God sê. Vir ons môre vir jy sê, dis reg wat jy sê, dis reg. Ons val in wat jy sê. Ons sal doen wat jy vir ons gedaan het. Ek wil bid dat jy sterk mag wees. Hoor dat 94 vir ons beter sal wees met die krag en oorwinning beheer. Dat die lig in hierdie duister land van ons sal skyn soos nog nooit van tevore. Dat U sal saamwerk met tekens en wonders en krag beheer. Dat daar 'n onverskrokkenheid in die kinders se lewe sal wees. 'n Vaste raad met die toebuiging aan die Here. Ons bid dit in Jesus naam. Dankie vir elke lidmaat wat ons het. Dankie vir die kleinsteelike priester wat self met God praat, dat die praat met hom, wat toegang het, die krag en die heerlikheid, voor die geringste van die mense. Dankie, die rus sal toe, Here. Die magtigste reëse, kerk, 'n gemeenskap van gelowiges met krag, met liefde bind ons in mekaar. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie dat dat oorlog, die heerlijke, die vuur van die heerlijke sal uitstraal. Baie dankie, seën die dierbare dienst. Seën elke broeder en suster. In Jesus naam. Dankie, Vader. Amen. Die gaan we eens een plek nemen.